Vandag kyk ons na iets waarvan die meeste mense nog nooit gehoor het nie, maar wat dalk net stil in iemand skuil wat jy ken, 'n venese aneurysme. Dis basies 'n abnormale uitbulting in 'n aar, en ja, ek sê spesifieke aar, nie 'n slagaar nie. En alles het redelik skaars kan die gevolge daarvan, soos ons nou gaan sien, nogal skielik en ernstig wees. So kom ons duik dadelik in. Goed, kom ons begin met 'n vraag wat reguit tot die punt kom. Stel jou voor, 'n klein, pynlose knoppie, miskien agter jou knie of iewers op jou arm. Jy sal dit seker afmaak as niks ernstigs nie, né? Maar wat as daardie oënskynlik onskuldige knop eintlik 'n teken is van iets veel dieper, iets baie meer gevaarlik? Om te verstaan hoekom dit enigstens saak maak, begin ons by die mees kritieke tipe venese aneurysmes. Jy sien, nie almal is ewe gevaarlik nie, maar daar is een spesifieke soort wat regtig uitstaan as 'n groot risiko. En hier is hy, die popliteale venese aneurysme. Die naam klink dalk na 'n mondvol, maar dit verwys bloot na 'n uitbulting in die hoofhaar wat reg agter jou kniegewrig verbyloop. Van al die plekke waar hierdie goed kan vorm, is dit die een wat dokters die meeste nagmerries gee. En die rede hoekom is nogal skokkend. Hierdie syfer, dis waar dinge regtig ernstig raak. 71%. Dink gou daaroor. In een van die grootste studies wat ooit oor hierdie spesifieke aneurysme gedoen is, was dit die persentasie pasiënte wat eers van hul toestand uitgevind het toe hulle reeds met 'n lewensgevaarlike noodtoestand by die hospitaal opdaag. Die vraag is net, wat was daardie noodtoestand? En hier is die skop. Daardie 71% is mense wie se heel eerste simptoom 'n bloedklont in hul longe was. Hulle het geen idee gehad van die tikkende tydbom in hul been nie, totdat 'n stukkie van 'n bloedklont van daardie aneurysme afgebreek het, deur hul bloedstroom na hul longe gereis het en 'n pulmonale embolisme veroorsaak het. So die bron van die probleem was in die been, maar die eerste teken van gevaar was in die bors. Dit is nogal skrikwekkend. OK, so nou dat ons verstaan hoe ernstig dit kan wees, kom ons vat net 'n oomblik 'n tree terug. Wat presies is 'n venese aneurysme en hoe verskil dit van daai ander aneurysmes waarvan ons so gereeld hoor? Wel, die beste manier om hieraan te dink, is soos 'n tuinslang wat 'n swak plekkie in sy wand het. Mettertyd, onder die druk, begin daardie swak plek uitbult. 'n Venese aneurysme is presies dit, maar in een van jou are. Dis 'n geïsoleerde, ballonagtige uitsakking en dit is gewoonlik 2 tot 3 keer wyer as die res van die normale aar. Nou, die meeste van ons het al van aneurysmes gehoor, né? Maar ons dink gewoonlik aan slagaar aneurysmes, daai gevaarlike uitbultings in hoë druk bloedvatte wat kan bars. Venese aneurysmes is 'n heeltemal ander storie. Hulle is baie skaarser en hulle vorm in lae-druk are. So al grootse gevaar is nie dat hulle gaan bars nie, maar iets baie meer verraderlik. Die feit dat hulle bloedklonte kan vorm. So waar kom die goed vandaan? Wel, dit val eintlik in 2 hoofbokse. Primêre aneurysmes is aangebore. Jy word basies gebore met 'n inherente swakheid in daardie aar se wand. Sekondêres aan die ander kant word later in die lewe veroorsaak of verwerf miskien as gevolg van 'n besering, inflammasie of net aanhoudende spanning op daardie spesifieke deel van die aar. Goed, kom ons gaan op 'n vinnige toer deur die liggaam om te sien waar hierdie aneurysmes oral kan verskyn, want soos ons nou gaan agterkom, verander die risiko dramaties afhangende van die ligging. En ons begin by die bene, want hier is die onderskeid absoluut krities. Aneurysmes in die diep are, soos daai popliteale een wat ons bespreek het, is die gevaarlikstes. Hoekom? Weens die hoë risiko van pulmonale embolisme. Maar die in die oppervlakkige are, nader aan die vel, is gewoonlik sigbaar as kloppe, maar word meestal net as 'n kosmetiese kwessie beskou. As ons opbeweeg na die buik, kan hierdie aneurysmes in van die liggaam se grootste are vorm. Dit sluit die inferior vena cava of die IVC in. Dink aan as die hoofsnelweg vir bloed van jou onderlyf terug na jou hart. Hulle kan ook vorm in die are wat bloed van jou spysverteringsstelsel afdreneer, soos die poortaar. Om die risiko hier te bestuur, gebruik dokters 'n klassifikasiestelsel. Maar kom ek breek dit vir jou eenvoudig af. As die aneurysme bo die lewerare geleë is, dis tipe 1, is die risiko redelik laag en word dit meestal net dopgehou. Maar as dit gepaard gaan met 'n obstruksie of as dit onder die niere lê, soos in tipes 2, 3 en 4, dan skiet die risiko van bloedklonte skerp op en dan is behandeling gewoonlik die beste opsie. Laastens, die nek en die arms. En hier is dit eintlik goeie nuus.
Aneurysmes in die jugulêre are van die nek of in die are van die arms is oor die algemeen skadeloos. Die risiko van gevaarlike komplikasies soos 'n embolisme is baie laag en chirurgie word meestal slegs oorweeg as die persoon dit om kosmetiese redes wil laat verwyder. En dis nie net my opinie nie. Hierdie aanhaling uit 'n belangrike navorsingsstuk deur Gillespie en sy kollegas som dit perfek op. Veral as dit by jugulêre aneurismes kom, is die verloop byna altyd goedaardig. Selfs al kan hulle nogal skrikwekkend groot lyk wanneer iemand hoes of druk uitoefen, is hulle selde 'n ware mediese bedreiging. Goed, so ons weet nou wat hulle is en waar hulle kan wegkruip. Maar hoe spoor dokters hulle op en wat presies doen hulle daaraan as hulle wel een vind? Wel, die goeie nuus is, die diagnoseproses is redelik eenvoudig. Vir daai oppervlakkige knoppe kan 'n fisiese ondersoek reeds 'n sterk aanduiding gee. Maar die goue standaard, die hoofinstrument, is 'n duplex ultraklank. Dis 'n vinnige, pynlose skannering wat die bloedvloei kan wys en die diagnose onmiddellik kan bevestig. Soms word CT en MRI-skanderings ook gebruik om 'n nog duideliker prentjie te kry. Die besluit om te behandel word nie ligtelik geneem nie. Dis 'n versigtige afweging. Dokters kyk eerstens na die grootte, of dit enige simptome veroorsaak en of daar dalk turbulente bloedsvloei binne in die aneurisme is, want dit verhoog die risiko van klonte. So as dit klein en asymptomaties is die antwoord dikwels, kom ons hou dit net dop. Maar as dit groot, simptomaties of in 'n hoë risiko-area is, dan word chirurgie gewoonlik aanbeveel. En as chirurgie nodig is die mees algemene tegniek eintlik nogal elegant in sy eenvoud. Dit word 'n tangensiële aneurysmektomie genoem. So wat gebeur is, eerstens die basis van die uitbeelding word afgeklamp, sonder om die hoofaar te blokkeer. Tweedens, daai sak van die aneurisme word eenvoudig weggesny. En derdens, die opening in die aarwand word netjies toegewerk. En so word die aar se normale struktuur en funksie heeltemal herstel. So, na al hierdie inligting, wat is die kernboodskap wat jy regtig moet onthou? Kom ons breek die belangrikste punte net vinnig af. Goed, hier is die 4 sleutelpunte. Eerstens, onthou, hulle is skaars. Tweedens, ligging is alles. Die meeste is heeltemal onskadelik, maar daai diep aar aneurismes in die bene is die groot uitsondering wat aandag nodig het. Derdens, hulle is gelukkig maklik om te diagnoseer en vierdens, behandeling is nie altyd nodig nie. Die benadering is om slegs die gevaarlikes aan te spreek. Die hele doel hier is bewusheid, nie angs nie. En ons sluit af met 'n laaste en miskien die mees interessante gedagte. Juis omdat die meeste van hierdie aneurismes stil is en geen simptome veroorsaak nie, is hul ware voorkoms eintlik heeltemal onbekend. Dit laat ons met hierdie vraag: vir elke enkele aneurisme wat ons wel vind, hoeveel duisende meer bestaan daar buite, heeltemal ongediagnoseer? Die antwoord weet ons eenvoudig nie. Dankie dat jy ingeskakel het.